Liewe vriende, baie welkom hierso by ons digitale uitsendingsdiens. Dit is vir my 'n groot eer om weer eens so saam met jou in die gemak van waar ook al jy jouself bevind, het sy dit jou huis is of iewers in die natuur. Dit is vir my lekker om op so 'n besonderse manier so met julle te kan kuier. En dit laat my weer net iets besef van die teenwoordigheid wat ons keer op keer sê van die Here is oralste teenwoordig wanneer ons so saam in sy naam vergader. Voordat ons so begin, kom ons raak dit vir 'n oomblik so saam stil in gebed. Liewe Heer, ons dankie sommer net sodat ons weer eens op so 'n besonderse manier kan vergader in U naam, Here. Here, wanneer ons nou vandag weer in U woord inwandel, Here, maak ons harte ontvanklik om te kan hoor wat U vir ons vandag wil sê uit die gedeelte wat ons gaan lees uit Korintiërs uit, Here. Amen. Vriende, dit is vir my lekker om so saam met julle te kan sit en hierdie woorde te kan deel met julle van genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die opgestaande Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Soos wat ons nou ontvang is hierso in die Here se teenwoordigheid en ons besef, ons sit intentioneel vandag op hierdie oomblik en ons wandel in sy woord. Wil ek bietjie die gedeelte wat ons vandag gaan lees hierso uit 1 Korintiërs 12 uit, wat bekend staan as baie gawes, maar een liggaam. En dit is nogals interessant, want as 'n mens besef die area waarin Paulus is, waar hy hier skryf vir die klomp Korinte, besef mense hulle was 'n welvarende stad gewees, hulle was 'n hawe stad gewees. En mense moet besef, hulle was hier besig met 'n tipe van 'n oorgang gewees van Christen, maar hulle het nog steeds die ou Korinte ways of life gehad, as ek dit nou so in mooi Engels kan sê. En dit is wat Paulus hier vir hulle skryf, want hier kom nou 'n stuk debat voor, maar wat se gedeelte is belangriker as die ander gedeelte, want tog praat 'n mens van, die hand en die voet en die kop is die belangrikste, want die kop is die deel wat alles hierso laat uitvoer. Maar Paulus kom hier op 'n manier en hy gooi bietjie hierdie argument hier op sy kop neer. So wanneer ons dit nou lees, kom ons lees dit met ons gedagte daarbey. Ons lees vandag bietjie uit 1 Korintiërs 12 vers 12 aanwaarts. En Paulus skryf hierso en hy begin, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees, een liggaam ingedoop. Jode of Grieke, slawe of vrye mense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? En as die gehoor en as alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig, of die kop weer vir die voete, ek het jou nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik, en daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer en die minste elegante dele met meer elegasie. Terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die dele wat die mees nodigste het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat lei al die ledemate saam. As een ledemaat vereer word, is alle ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elke individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys, eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoë om te kan help, om te lei en verskillende soorte tale. Is almal dan apostels? Is almal dan profete of almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk in tale? Kan almal dit dalk uitlê? Julle lê julle toe op die belangrike genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. En sommer so met dit in gedagte, is hier 'n woord wat my die hele tyd byval. Ledemaat, lidmaat. En ek wil 'n bietjie vra, wat beteken die woord lidmaat?
Kom ons verwyder die woord lidmaat wat ons vandag hoor, want sodra ek die woord lidmaat sê, slaan ons outomaties terug in die kerklike konteks van 'n persoon gevorm deur die struktuur en vaandel van 'n kerk. Wat is op die lidmaatregister? Wat se nommer is ek? Wat se individu is ek? Waar val ek myself binne? En dit is nogals interessant, want as ons bietjie met die oog daarop kyk om te verstaan waar het hierdie woord vandaan gespruit, dan begin dit bietjie 'n ander konteks kry. Want dan begin ons net te hoor dat lidmaat eintlik sy lewe verloor as mense net so vasbepang tot 'n register. Wanneer ons so praat, val dit my bietjie by van die Heidelbergse katekismes wat ons bietjie verduidelik oor die ledemate net en die belangrikheid daarvan, net soos wat ons vandag hier so in Korinteërs lees. Ek dink baie keer, vra mense die vraag, is ek in 'n kerk of is ek 'n lewende lidmaat? Paulus skrywe juis hierdie om hierdie argument vir ons bietjie om te gooi, want daar was 'n groot struweling wat hierso voortgekom het. Die struweling het gesê, maar die kop is belangriker as die hand. En die hand is belangriker as die voet. Jy weet, die voet is daar op die grond en hy word met allerlei stof gekonfronteer. Maar Paulus kom en sê nee, ons kan nie net 'n liggaam wees wat net uit hande uit bestaan of net uit koppe uit of net uit voete uit nie. Ons het mekaar nodig. Die liggaam van Christus wat hy van praat, het ons nodig. Ons almal kom met 'n unieke manier toe tot hierdie liggaam. Net soos wat ons in die kerk sit. Die kerk is ook hierdie liggaam. En Paulus gooi bietjie hierdie argument hier voor ons en hy sê maar kom ons dink bietjie daarna. Wat gebeur wanneer ons lewende lidmate is? Ek dink baie keer as ons hierdie ding belees, dan dink 'n mens die kerk moet slegs net 'n hand wees of die kerk moet slegs net 'n voet wees. Maar dink net wat so onreg ons aan die liggaam sou doen as ons almal net een spesifieke besonderse stuk was. Dit sou tragies gewees het. Want hoe skep 'n mens dan as ons die kerk van hande is, die ruimte vir die kerk vir mense wat die kerk van voete wil wees? Hoe skep ons die ruimte vir die ander ledemaat wat sê maar ek is die kop, maar hier is net hande? Nee. Paulus kom en sê ons het mekaar nodig om die volheid van hierdie liggaam in een liggaam te kan waardeer, binne in gees, binne in denkwyse en binne in uitvoering. Want Paulus kom en hy draai hierdie op. En dit is hoekom hy sê maar, weet jy, dit is hoe die evangelie begin liggaam kry. Nie deur een persoon nie, maar deur julle almal. Deur elke deel van hierdie gemeente, deur elke gedeelte wat hierso as lidmate is jy 'n lewende deel. En dit is wat Paulus sê van eintlik die onreg wat 'n mens doen as jy nie kom nie. Want hoe praat dit dan met die liggaam van Christus? Want ons moet dit nie as 'n stuk arrogansie sien en sê, "Yes, vandag is ek die hand, maar nou het hulle my nodig hier." Argument wat hier voorkom is, mens doen die ander onreg wanneer jy jouself onteenwoordig maak in die liggaam. As jy nie 'n lewende lidmaat is nie, doen jy jouself en nie net jouself nie, die groter kerk, die liggaam van Christus skande. Hierdie uitnodiging laat my baie keer dink van, maar wat is ons rol? Ons preek nou die afgelope paar Sondae en van hoe kloon ons dit wat ons op 'n Sondag hoor oor in die week. Die 2 Sondae terug het ek gepreek en gesê maar die kerk moet nooit hierdie heilige bastion wees op die stad op die berg wat weggesteek word en sê weet jy ons is hierdie heilige pion nie. Nee. Wanneer 'n lidmaat, wanneer die ledemate een ledemaat lei die hele liggaam. Dis my argument 'n paar weke terug gewees deur te sê maar vriende, die kerk is in 'n nood. Nie dat dit problematies is nie, maar die kerk lê saam met die mense want ons sien dit. Die kerk is nie weggesprei van die mense af nie. Die kerk is saam met die mense. En dit is wat ons hiermee probeer illustreer. En dit is wat Paulus dan vir ons sê. Hoe verwag ons dan nou dat die liggaam lewe moet kry, is die stukke van mekaar afsonderlik lewe? Hoe kom ons en sinkroniseer met mekaar en sê, ons probeer 'n beter beeld van die evangelie hier buitentoe uitlewe. Want as ons almal tog net dieselfde was, sou ons regtig net baie beklemmend gewees het. Want die vraag is dan nou maar, wat is 'n lidmaat? 'n Lidmaat is nie noodwendig die besigste individu in die kerk waar jy jouself bevind nie. 'n Lidmaat is 'n persoon wat sy gawe wat hy ontvang het, kan deel. Hierdie gawe kan gebruik om 'n ontmoeting te skep. Gebruik altyd die voorbeeld wat my bygeval het, is die liggaam is interessant. Want 'n hand en 'n hand het soveel in gemeen.
Maar hoe strek jy jou hand uit vir 'n ander persoon wat sy hand nodig het, wat 'n hand is in hierdie liggaam? Hoe deel ons dit? Hoe brei ons dit uit? Maar, dan moet 'n mens onthou, daar is 'n stuk in die liggaam. En die beeld wat altyd by my byval is hierdie persoon wat besig is, soos 'n kind wat besig is om 'n skets te teken. En hier begin hierdie liggaam te teken, en hierdie liggaam het 'n voetjie, en hierdie ene het 'n handjie, maar hier is een wat 'n voet en 'n hand kort. Nou in steede daarvan om te sê, ja, maar hulle is nie dit, is die uitnodiging van die liggaam om te sê, maar kom saam met ons, want deel julle gawe wat julle het met ons, nie sodat ons beter kan wees nie, maar deel dit met ons, sodat ons meer ontvanklik kan wees vir mense wat so is, want anders te begin die liggaam in aparthede met mekaar te lewe, en dit is nie hoe dit moet wees nie. Want die vraag is dan, hoe help ons dan lidmate? Want as ek dan net slegs kop is, en ek dink die kop is die belangrikste gedeelte, dan maak ek 'n groot fout. Want die kop in hierdie geval moet dan besef, ek het hande nodig om te kan uitvoer wat hier gebeur. Ek het voete nodig om te kan gaan verkondig, maar so ook het ek 'n liggaam met oop hande nodig wat kan ontvang. Ek moet besef, ek is 'n lewende lid. En die konsep wat ek hiermee probeer sit, is om te besef, ons is 'n vorm van die liggaam van Christus. En sodra ons nie meer aktief en lewend deelneem hieraan nie, dan doen ons die hele liggame onreg. Dit moet nie 'n stuk arrogansie wees wat ons hoor nie. Dit moet nie hoor ek is die enigste wat hierdie liggaam kan maak funksioneer nie. Maar ons moet besef ons is lewende lidmate en dit moet begin lyf kry. Dis waarom laasweek se preek van ek glo voete kry. Want daai ek glo moet 'n realiteit raak wanneer ek hier by hierdie kerkgebou uitstap. Dan moet ons besef die kerk gaan nou in die wêreld in. En dit is wat Paulus hier vir ons in so 'n mate sê om te sê maar ons dra hierdie liggaam saam met ons en wanneer ons weer saam met mekaar kom en ons vergader weer saam, dan is ons die komplete liggaam wat saam sit. En dan gaan ons weer uit en ons gaan doen wat ons as dele goed kan doen. Dan neem ons die liggaam saam met ons. Dan moet nooit 'n stuk arrogansie wees. En sê ja, maar ek is die hand, ek doen die meeste of ek is die voet, ek gaan die verste of ek is die kop en ek dink die beste nie. Nee. Dan moet 'n stuk sinkronisie wees. Waar ons self kan sê, ek doen nie hierdie om beter te wees nie, maar dit was die argument wat opgevolg het. Wat sy gedeelte is nou die belangrikste? Paulus sê, elke gedeelte is belangrik. Ons doen dit nie om te sê, ek het hierdie gedoen om die beste hand te wees nie. Ons doen hierdie om te sê, maar Here, jy het hierdie gawe vir ons gegee. Hoe gebruik ek dit om jou te kan verheerlik in hierdie gebeurtenisse waarbinne ek myself vind? Hoe help ek jou of hoe help ek hierdie liggaam, nie hoe help ek hierdie liggaam lewe kry om die evangelie te verkondig? Hoe help ek hierdie liggaam om voltooi te wees? En hoe help hierdie liggaam my om voltooi te wees? Want as ek tog net 'n afsonderlike hand is, het ek geen doel nie. Maar sodra ek deel vorm van hierdie liggaam, hoe bring ons regverdigheid tot die evangelie? Vriende, ek dink die uitnodiging daarvan is nou nie om te sê, jy moet in die kerk wees of wat, of hoe nie. Die vraag is wat ek by jou wil los is, doen ek die liggaam van Christus, bring ek die liggaam van Christus tot sy eer, wanneer ek in afwesigheid in die liggaam is? Dis wat Paulus ons vra. Die ander vraag is, doen ek die liggaam eer, wanneer ek dink ek is die enigste belangrikste deel? Dis die twee vrae wat ek jou 'n bietjie in hierdie week in mee wil los en stuur. Om te vra maar, waar sien jy jouself in die liggaam van Christus? En bring ons eer tot hierdie liggaam van Christus. Lewe ons dit uit, nie net ons sê, ek gaan nou net lewe om die beste hand te wees nie, maar lewe ek so by uit om by mekaar te leer, om die evangelie te kan beliggaam en uit te kan lewe in hierdie wêreld. Amen. Geliefde Heer, soos wat ons nou vandag bietjie hier in die woord gewandel het, en ons hoor dit waarmee Paulus gekonfronteer was met die gemeente wat gevra het, maar wat se gedeelte is beter, Heer? Mag ons nooit so in 'n arrogante posisie wees en dink ons is die enigste deel wat die liggaam kan kompleet maak, Here. Maar mag ons besef, ons het die liggaam nodig. Ons is afsonderlike dele, en hoe meer ons by mekaar kom, en hoe meer ons as lidmate, lewende lidmate lewe, dat ons die verheerliking van u liggaam kan uitlewe, sodat die evangelie beliggaam kan word, en uitgelewe kan word in hierdie wêreld, Here. Mag dit so ook ons gebed wees, wanneer ons uitbeweeg, Here, dat ons 'n ontmoeting kan skep by mense, sodat hulle iets kan raak sien, en hulle eie gedeelte in die liggaam kan raak sien, en die gawe wat u vir hulle gegee het, daarbinne kan uitlewe. Amen. Vriende, gaan nou so ook in die week in met die seën om te besef, die Here is met jou. Die Here is voor jou en die Here is agter jou. Die Here gaan sy aangesig oor jou laat skyn.
maar so ook sal die Here aan sy aangesig oor jou laat wees en vir jou vrede gee. Mag ons dit besef en hoor dat die Here met ons teenwoordig is, vandag, môre en tot in ewigheid. Amen.